Goeiedag liewe luisteraars, dis weer ek Adrian, met my programmetjie Wandel saam met Jesus. Ek groet u vanuit die strand in die mooie Weskaap, en ek dank die Here dat ek weer eens 'n boodskap vanuit sy woord aan u mag bring. Alle eer, dank en heerlikheid aan die Here my God, prys sy wonderlike naam. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek hoop, glo en vertrou dat dit met elkeen goed gaan. Die Here is ons rots en ons veilige vesting. Aan hom hou ons vas met die wete dat sy hand van beskerming en voorsiening oor elkeen van ons is. Liewe luisteraar, vandag se woord kom uit Lukas 16, verse 19 tot 31. En dit handel oor die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En vir die skriflesing gebruik ek die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel, en u is welkom om die Bybels daar oop te maak en saam te lees. Ons vind vele gelykenisse in die evangelieboeke van die Bybel, naamlik Matteus, Markus, Lukas onder andere, en eerstens is dit goed om te weet wat 'n gelykenis is. Jesus se gelykenisse kan beskou word as 'n fiktiewe verhale met 'n geestelike betekenis en 'n les daarachter. Die verhale wat Jesus vir die mense vertel het, kan jy in die alledaagse lewe sien en herken ook. Dit het gegaan oor verhale van die boerdery, geregtigheid, gierigheid en liefde. Dit was meestal eenvoudige verhale wat ewige waarhede bevat. Gelykenisse is ook vergelykings of metafore van iets anderste. Nou, die Bybelverse moet nie letterlik opgeneem word nie, dit is figuurlik bedoel. Die mense en selfs Jesus se disippels het nie altyd die betekenis van sy gelykenisse geken nie. Hy het deur die vertelling van gelykenisse die koninkryk van die hemele aan hulle geleer. En dit bring my na vandag se woord, naamlik die gelykenis van die ryk man en Lazarus, waar ons dan ook sal sien dat gierigheid en liefde, en dit is nou liefde vir jou naaste, 'n duidelike rol speel en wat Jesus ons verleer daaruit. Laat ons dan nou oorgaan na die skriflesing uit Lukas 16, verse 19 tot 31. En ek gaan begin lees hierso uit Lukas uit. En die skrif lui as volg. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels, wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom, en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe, en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af, en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle op, of tenminste laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Tot sover.
Geseënd is die wat die woord van God ontvang en dit in hulle harte bewaar. Jy sien, liewe luisteraar, na die dood, as jy die skrif uitkry, is daar net twee wêrelde. Die eerste ding wat ons uit hierdie gelykenis wat Jesus vertel het kan uithaal, is dat na die dood is daar net twee wêrelde, soos ek gesê het, en dit is die hemel of die hel. Nou, ons gaan nou by die twee karakters kom, naamlik die ryk man en Lazarus. In hierdie skrifgedeelte openbaar die Here eerste aan ons wat ons te wagte kan wees wanneer ons tot sterwe kom. God het net soveel beheer oor die siel van die afgestorwenes, soos wat hy beheer het oor ons wat nog lewend is. Daar is net twee ewige bestemmings vir ons. Dit is die doderyk of dan ook die hel. Jy sien, die hel is die ewige gevangenis vir die verlorenes en die ongereddes. Dit is diegene wat nie God se koninkryk ingegaan het, deur die deur nie. Dit is naamlik Jesus Christus. Hy is die deur. Hy is die seun van God. Jy sien, hy was gestuur as die offer vir hierdie stikkende en sondige wêreld. Tog wil vele hom nie ken nie, en verwerp hulle hom. Hulle name sal nie geskrywe staan in die boek van die lewe nie. Die ewige poel van vuur en swaal is hulle voorland. Die ander ewige tuiste is soos vers 22 in die skrifgedeelte dit verklaar, as die boesem van Abraham. Nou die verklarende studie Bybel beskryf dit as die geseënde rusplek van die gestorwenes. Die gestorwenes word ook in die Judaïsme deur engele vergesel. Hierdie vers dui daarop dat die gestorwenes se lot onmiddellik aan hulle bekend is. Hierdie is dus die hemel, 'n plek van heerlikheid en glorie. Dit is die plek waar God en sy engele woon. Daar is dus dan net twee plekke vir die siel en die gees van die mens na die dood. En daaroor het ons geen beheer nie. Slegs God het beheer daaroor. Nou kom ons kyk na Lazarus en die ryk man se aardse bestaan. Jy sien, Lazarus was volgens hierdie gelykenis 'n bedelaar gewees. Hy was besmet met swere en het voor die poorte van die ryk man gelê. En volgens vers 21 was Lazarus honger. Hy het verlang om homself te versadig met die krummels van die kos wat van die ryk man se tafel sou afval. En sy enigste troos was die honde wat gekom het en sy swere gelek het. Hy het nie alleen die gevaar geloop om infeksie te kry deurdat die honde sy swere gelek het nie, maar ook om onrein te word, aangesien die honde daardie tyd het hulle van aas en dooie diere geleef. En in vers 22 lees ons dat, toe Lazarus tot sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Waarskynlik het Lazarus nie eens 'n behoorlike begrafenis gehad nie, en is hy as 'n armlastige begrawe. Hy moes 'n harde lewe gehad het. As 'n arm mens, 'n bedelaar wat staat gemaak het op wat ander hom sou gegee het, om van te lewe, onder andere kos en klere. Hy het 'n lewe gehad wat nie een van ons sou begeer in hierdie wêreld nie. Ons sien daagliks in die hedendaagse lewe sulke mense in die strate, selfs voor ons huise, by winkelkomplekse, wat 'n bedelaars bestaan voer, en hulle voorkoms dui daarop, dat hulle 'n lewe van swaar kry het. En om terug te kom na Lazarus, sou die mense van daardie tyd heel waarskynlik gedink het, dat Lazarus deur God vervloek was, en dat God hom verlaat het. Nou die antwoord hierop is nee. Toe Lazarus gesterf het, het alles skielik verander. Vers 22 vertel dit weer eens vir ons. Die engele het hom weggedra na die boesem van Abraham. Jy sien, God het hom nie begewe of verlaat nie. So is dit dieselfde met ons, liewe luisteraar. God het ons ook nog nooit begewe of verlaat nie. Hy is getrou. Net soos met Lazarus het God 'n plan van saligheid met u en my, om weggedra te word na die boesem van Abraham wanneer ons tot sterwe moet kom. Die heerlikheid en die glorie van die hemel is wat God vir ons instoor het. Halleluja, ons prys die Here daarvoor. Nou kom ons kyk na die ryk man. Jy sien, vers 19 van die skrif lees dat daar 'n ryk man was.
Nou die man se naam is nie genoem of bekend aan ons nie. En vir die doeleindes van hierdie gelykenis is daar net verwys na hom as die ryk man. Hy het diersame klere gedra, van purper en fyn linne. Nou purper, wat persrooi van kleur is, was geweldig duur in daardie tyd, aangesien dit met 'n spesiale kleurstof gekleur is, wat van 'n soort slak gemaak was. Die skrif meld dat hierdie ryk man elke dag vrolik en weelderig gelewe het. Ons kan aflei dat hierdie ryk man welgesteld was, met 'n groot huis, dat hy diensknegte gehad het, met ander werkers, wat ook in sy diens was, dat hy oorgenoeg geld en skatte gehad het, en 'n oorvloed van voedsel gehad het, alles net van die beste. Daar was geen gebrek of tekortkoming aan enige iets nie. Begeer ons ook nie maar soms om so 'n lewe te lei nie. Maar die verskil tussen hierdie twee mense is as volg: beide Lazarus en die ryk man was mense net soos u en ek, en dat hulle tekortkominge en sondes gehad het as mens, is inderdaad so. Lazarus, soos wat ons weet, was 'n bedelaar. Hy moes maar staat maak op dit wat hy van mense gekry het. Kos, klere ensovoorts, sy daaglikse voorsiening. Hy het gelei in sy eie omstandighede, as gevolg van sy siekte, pyn en onvermoë om vir homself te kan sorg. Ons kan glo dat hy maar soos talle bedelaars, maar nederig van aard was. En as 'n mens verleë is, en in die oë van ander moet kyk, dan kan jy tog nie kieskeurig of opdringerig wees nie, nie waar nie? Die ryk man in teenstelling met Lazarus sou meeste van sy tyd spandeer aan sy aardse rykdom en besittings. Nou, hy moes waarskynlik omsien na sy groot getal vee, na sy landerye, na sy diensknegte en sy plaaswerkers. Hy moes hulle lone betaal en omsien na hulle welstand, as ook hulle lief en hulle leed. Hy sou moes omsien na sy familie en sy aandag op hulle vestig, om so om te sien na hulle behoeftes en so meer. Jy sien, rykdom bied baie plesiere. Nou, hierdie rykman sou ook waarskynlik baie partytjies gehou het, en sy vriende onthaal. Sakereise sou hy onderneem, en so kan ek het opnoem. Al hierdie dinge het gemaak dat die rykman 'n baie besige lewe gelei het. Aan die einde van elke dag was hy moeg en uitgeput gewees vanweë sy besige lewe. Nou, tyd vir God en sy woord was daar nie. Hy was te besig met sy aardse bestaan. Sy geld wat hy in oorvloed gehad het, kon net die beste van alles koop. Hy het nie staat gemaak op God se voorsiening nie, ook nie op God se seëninge nie, of op God se genesing nie. Nee, dit wat God ons gee, was nie vir hom nodig nie. En ons sien dit in vandagse tyd ook tussen mense. Weet hoeveel mense het u en ek nie al raak geloop in hierdie lewe, wat dieselfde lewenswyse en denke as hierdie ryk man het nie. Dat God is vir hulle 'n bysaak. Sommige sê ook sommer prontuit dat hulle nie in God glo nie, dat daar geen God bestaan nie. Jo, ek weet nie hoe mense so kan praat nie, maar wat ek wel weet is dat ons sal moet hard bid, dat hulle tot ander insigte sal kom en bekeer. Hulle weet nie wat vir hulle wag nie. Jy sien, Jesus spreek tot ons in Matteus 6, in verse 19 tot 21, waar hy ons leer oor aardse skatte en rykdom. En hy vermaan ons ook as volg. In vers 19 van Matteus 6 lei as volg: Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. In vers 20: Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Vers 21 sê: Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Amen. Dis inderdaad so. Dis die waarheid. Nou, ons lees in die woord in Prediker 2, dat vreugde en rykdom geen geluk gee nie. Sien, Prediker 6 vertel ons, dat die genot wat rykdom gee, onvolkome is. Jy kan dit gaan lees daar op die eie tyd.
aan Prediker 2, Prediker 6. Nou, liewe luisteraars, uit hierdie skrif in Lukas 16, is dit 'n gelykenis, en wil ek dit ook duidelik stel, dat dit nie neersien op mense wat welgesteld is in hierdie lewe nie. Nee, nie die minste nie, daar's mense wat welgesteld is, deurdat God hulle daarmee geseën het. Hy het vir hulle die vensters van die hemele oopgemaak, omdat hulle hom gehoorsaam is en dien. Hulle stel hulle vertroue op die Here, en hulle lei ook hulle lewens volgens sy geregtigheid. So ons moet dit ook nou net in gedagte hou. Ja, daar's nie net ryk mense wat soos die ryk man geleef het nie, God het hulle geseën daarmee, en daar's niks daarmee fout nie. Om terug te kom na Lazarus toe, kan ons aflei dat Lazarus in sy ellendige omstandighede homself oorgegee het aan God en op sy voorsiening staat gemaak het. Nou net so sal dit ook wees, dat nie elke bedelaar of elke ryk man hemel toe sal gaan nie. Het gaan hier oor die keuse wat deur elke mens gemaak word. Dien en gehoorsaam ek God of nie. Nou, Abraham self was 'n baie ryk en welgestelde man in sy lewe hier op aarde, en dit omdat hy God gedien het en hom gehoorsaam was. Jy sien, ons gaan nou kyk na die oordeel, hier na die ryk man in die hiernamaals. Ons lees verder in vers 23 van die teks, dat die ryk man ook gesterf het en begrawe is, en homself in die doderyk bevind het, en hy was vol smarte. Daar het hy Abraham van ver af gewaar en Lazarus aan sy boesem. Wat 'n dwaas was ek tog nie, sou die ryk man homself afvra nie. Sy lewe op aarde was van korte duur, en nou bevind hy homself in die hel, waar hy vir ewig sal moet ly. In vers 24 lei as volg in ons skrifgedeelte, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Jy sien, hier is die situasie omgedraai. Lazarus is nou verhef in die hemel, en die ryk man soek nou Lazarus se hulp. Tog op aarde het hy glad nie omgegee vir Lazarus of sy omstandighede nie. Jy sien, dis waar die liefde inkom. Ja, dis waar jou besorgdheid oor jou medemens inkom. Hy het geen liefde aan of besorgdheid aan Lazarus betoon nie. Hy het hom maar net gelos daar een kant, hy kan maar honger wees, hy kan maar lê daar aan die poorte, die honde kan maar sy swere kom lek, dit maak nie saak nie, hy het nie 'n saak daarmee gehad nie. En nou die ryk man het gesmag na verligting van sy lyding. Hy hierso vra dat Lazarus tog nie vir hom net moet kom help nie. Die beeld van dors word algemeen met die ondervinding van oordeel verbind. En in vers 25 antwoord Abraham die ryk man, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Abraham vertel die ryk man verder, dat daar 'n groot kloof gevestig is tussen hulle, is naamlik die hemel en die hel, en dat geen een van die een plek na die ander kan oorgaan nie, en ook nie omgekeerd nie. Daar waar jy is, daar is jy. Dit beklemtoon die finaliteit van God se besluit, wat u en my eindbestemming na die dood sal wees. Ons het geen seggenskap daaroor nie. Nou in sy smarte dink die ryk man terug aan sy lewe op aarde, en hy onthou sy 5 broers, wat op dieselfde wyse leef, as wat hy geleef het. Dit kom by hom op, dat sy 5 broers ook gaan opeindig in dieselfde plek, waar hy hom tans bevind. En daarom vra hy aan Abraham, dat sy 5 broers dringend gewaarsku moet gaan word, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging sal opeindig nie. Nou, Abraham antwoord die ryk man, en hy sê vir hom in vers 29, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Jy sien, Abraham stel het duidelik hier aan die ryk man, dat sy broers behoort te weet wat om te doen, aangesien hulle God se boodskap in die antieke geskrifte gehad het. En die boodskap is duidelik, ons het die woord van God, die Here gee elkeen van ons die keuse, om hom te gehoorsaam en te leef volgens sy wil en sy geregtigheid. As ons in gebreke ly
weet ons wat die nagevolge vir ons inhou, naamlik dat ons onsself op dieselfde plek as die ryk man in hierdie gelykenis sal bevind. As die mens nie wil glo nie, dan sal niks hom of haar maak glo nie. Liewe luisteraar, ek gaan begin afsluit. Maar die vraag is, wat moet ons leer en besef uit hierdie gelykenis? Of ons nou arm of welgesteld is, in terme van rykdom, ons kan steeds die lewe geniet, waarmee God ons elkeen geseën het. Jy sien, ons moet nie uit gierigheid en selfgerig aardse skatte en rykdom najaag nie. Nee, mot en roes sal dit verniel, en die diewe sal inbreek, en dit kom steel. Laat ons eerder ons hemelse rykdom en skatte soek by die Here, want dit sal ook wees waar ons harte is. Laat ons dan ook die Heilige Gees wat in ons woon, toelaat om ons te lei in die regte weë van God ons Vader. Ons moet God bo alles eerste stel in ons lewens en op hom vertrou. Soos Abraham moet ons op hom steun en hom met ons hele hart dien. Net soos God vir Abraham dan geseën het met die rykdom, deur sy gehoorsaamheid, wetende dat Abraham nie sy rug op hom sal draai nie. So wil God vir u en vir my ook seën. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons loof en prys u vir u almag. Hoe groot is u nie, Here, u wat bo-natuurlik is en elke verstand te bowe gaan. Word dan nou ook in hierdie dag verheerlik, Here. U alleen is getrou, waardig en waaragtig. Dankie, Here, dat u ons leer deur die talle gelykenisse vanuit u woord. Dankie ook vir hierdie gelykenis van Lazarus en die ryk man. En help ons dat ons u gehoorsaam sal wees. U alleen sal vertrou en dien. U is Jehovah Jireh, ons God van voorsiening. Laat ons nie in die versoeking kom om aardse rykdom en skatte na te jaag nie, want dit sal ons hart by die wêreldse rykdom laat en nie by u waar dit behoort te wees nie. Ons dank u vir ons talle seëninge. Laat ons dan ook mededeelsaam wees met die Lasarusse wat ons daagliks om ons vind, en ook om ons oor hulle te ontferm, om u daardeur te verheerlik. Ek bid dit in die naam van Christus Jesus, die naam bo alle name. Amen en amen. Dankie, liewe luisteraar, het was lekker om bietjie weer saam met u te kuier en die woord te bring. Mag u 'n wonderlike week hê, en dan wees geseënd, totdat ons weer hier saam gesels. Laat ek sommer die seën op u oor u uitspreek. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.